ons bely ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het wat getrou bly tot in alle ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande aanvaar. Ontvang nou die Here se groetseën hier in sy erediens. Genade, barmhartigheid, vrede. God onze Vader en onze Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Antwoord op sy seën. Ons sing saam Psalm 34. Daarvan sing ons die eerste en die 8ste vers. Psalm 34 vers 1 en 8. Vers 8. Eindig ons daar die strofe. Hoe kom hulle altyd weer die teëspoede van wie hier regverdig leef? Teëspoede kom altyd weer, maar Gods bestuur red hulle keer op keer. Alles is onder God se bestuur. Psalm 34 daarvan 1 en 8 en dan bely ons geloofsang. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
broedsuster, soos vorige week ook al reeds iets gesê oor dit, maar die groot profeet van die Here was Moses gewees. Al die ander profete het eintlik maar net hierdie wet wat die Here, wat moet ons eerder sê, hierdie verbondswet wat die Here vir Moses gegee het, hulle het hierdie wet kom bedien en die volk heeltyd teruggeroep na hierdie verbondswet of die verbondseise van die Here. En hoekom was dit so groot? Hierdie wet dat al die profete net heeltyd die volk teruggeroep na hierdie wet wat ons nou gaan saam lees. Nou dis groot, hierdie wet, want hierdie wet is juis wat Christus kom doen het en wie hy was. Dit is ons veral in Matteus 5. Jesus Christus het die wet kom vervul. Die wet is soos 'n groot profesie wat heen gewys het, daar gaan iemand kom wat hierdie wet gaan kom doen en toe kom Christus. Toe vervul hy die wet. Kom ons lees dan in hierdie wet. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Here jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is. Psalm 74, Psalm 74, daarvan sing ons as deel van ons verootmoediging, sing ons strofe 7 en 8. Psalm 74, strofe 7 en 8 en daarna gaan ons saam. Oh
as ons hierdie so saam sing, aan die volk treur het en hartseer was, maar daar geen profeet was wat die woord kom bring het nie, dan besef ons die baie groot voorreg wat ons het, dat ons die woord, die wil, gaan lees, elke oomblik van die dag en die nag. Here, nogtans kan ons te gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis. Al het ons die woord op ons vingerpunte elke oomblik van die dag, kan ons nog steeds heeltemal totaal leeg wees van u woord. Besef ons net hoe afhanklik ons van u is, o Here, dat u self u aan ons kom openbaar, dat u self deur die Gees in ons kom werk, dat ons harte brandende sal wees vir u woord. Ag, Here, maak ons lief vir die woord. Breek die woord vir ons oop, dat ons harte werklik brandende sal word, as ons met die woord besig wees, as dit mag. Die woord ons tog nie verveel, die Here. Bewaar ons van hierdie verskriklike onheil, dat die woord ons sal verveel. Ag, ons blyk by u, dat u alles sal gee en sal doen, sodat dit nie gebeur nie. Mag ons uitsien daarna om die woord te lees, mag ons uitsien daarna om hier in die erediens rondom die woord saam te kom. Onse Vader, verheerlik u self nog. As u self verheerlik, dan sal ons jubel. Maak dit tog regte begeertes van ons hart. As u self verheerlik, dat ons sal jubel. Wek in ons meer en meer die begeerte om u naam te eer. Waar ons tog daarvan, die Here, om te dink dat ons uit die Gees gebore is, as ons nooit die dinge van die Gees bedink nie. Mag ons nooit tevrede wees met uiterlike vormdiens, weil ons harte nie reg met u is nie. Spreek tog, Here, die diensknegte en die diensmaagde luister. Ons Here Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Psalm 18. Mag ons weer saam sing. Daarvan gaan ons die 17de en die 18de strofe saam sing. Vers 17 se tweede helfte sing ons: My teestanders het geval, jy het my vyand weg laat vlug. Vir haters was ek so gedig, dat hulle verslaan is, gans en al 'n gedig. Woordlik beteken dit wek ontzag. So, vir sy haters was hy gedig, hulle het vir hom gevrees en vir hom weggevlug. Hy het hulle verslaan. 18, hulle het geroep, geen hulp gekry, ook tot die Heer, hy het stil gebly. Toe het ek hulle vergrys, verjaag, soos straat slyk, hulle weggevaag. Kom ons sing hierdie twee verse van Psalm 18, 17 en 18.
Liefdes, ons gaan voort met ons reeks prediking uit Micha, uit die profeet Micha. Ons staan vandag stil by Micha hoofstuk 3. Sal ek saam lees tot by hoofstuk 4. Ons gaan in die prediking net stil by hoofstuk 3, maar net om die amper sê die kontras uit te wys tussen hoofstuk 3 en hoofstuk 4, gaan ons toch lees by hoofstuk 4 se begin ook lees, waar ons as die Here wil volgende week van stilstaan. Micha hoofstuk 3. Verder het hy gesê, hoor tog o hoofde van Jakob en owerstes van die huis van Israel, betaam dit julle nie om die reg te ken. Haters van wat goed is, en liefhebbers van wat sleg is, wat die vel van die mense aftrek, en hulle vlees van hulle gebeente, en wat die vlees van my volk eet, en hulle vel van hulle afslag, ook hulle gebeente verbrysel, en hulle aan stukke kap, soos vleis in 'n pot, en soos vleis in 'n pan. Wat sal hulle die Here aandoen? Hy sal hulle nie antwoord nie. Maar hy sal sy aangesig in die tyd vir hulle verberg, omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. So sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei, want as hulle maar iets het om met hulle tande te byt vrede verkondig, maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog. Daarom sal dit nag word vir julle, sonder 'n gesig, en duister vir julle, sonder waarsêry, ja, die son sal oor die profete ondergaan, en die dag oor hulle verduister word, en die sieners sal beskaamd staan, en die waarsêers sal bloos, en hulle almal sal die baard bedek, omdat daar geen antwoord van God kom nie. Ek daarteen is vol krag, met die gees van die Here, en reg en helder moed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig, en om Israel sy sonde. Hoor tog dit, hoofde van die huis van Jakob, en owerstes van die huis van Israel, julle wat van die reg 'n afskeid het, en al wat reg is, verdraai, julle wat Sion bou met bloed, en Jerusalem met onreg. Sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. Daarom sal Sion om julle ontwil soos 'n land omgeploeg, en Jerusalem puinhoop word, en die Tempelberg bosragte. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge, en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom dat ons optrek na die berg van die Here, en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen baie volke, en regspreek vir magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hulle swaarde pikke smeer, van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik. Want die mond van die Here van die leerskare het dit gespreek. Vers 12, daarom sal Sion om julle ontwil soos 'n land omgeploeg, en Jerusalem puinhope word, en die Tempelberg bosragte. Maar veral vers 8, ek daarteen is vol krag, met die gees van die Here, en reg en helder moed, om aan Jakob sy oortredinge te verkondig, en aan Israel sy sonde. Die volk van die Here te groot afgrond in die gesig gestaan.
Die afgrond is ballingskap. Jerusalem, hulle blyplek en hulle stad sal 'n puinhoop word. Dit is ons in vers 12. Ek ken dit in, liewe broer en suster, dat iemand vir jou die woord van die Here bring. Hy bring vir jou die Here se woord en hy sê vir jou, jou huis waar jy gisteraand geslaap het, jou huis sal 'n puinhoop word. Natuurlik was Jerusalem baie meer as dit. Jerusalem was die plek waar die Here se tempel was. Die Here, dis waar die Here se troon was in die midde van sy volk. Die Here het onder sy volk gewoon in sy tempel. En nou hoor hulle hiervan dat hierdie plek 'n puinhoop sal word. Hulle hoor dat die tempelberg bosrande sal word, dit sal bos word. Vers 12. Vandag se tyd kan ons miskien makliker hiermee identifiseer deur te sê dat hierdie kerk nie meer sal bestaan nie. Ek bedoel dit nie hierdie baksteen gebou nie. Dit bedoel ons as mense. Elke lidmaat sal wegwees. Ons gaan nie meer kerk wees nie. Dis harde woorde. Broer en suster, weet jy, wat is baie opvallend? Ons lees van hierdie selfde Micha, hy word ook self so genoem, Micha die monastiek, soos wat die boek Micha begin het, die profeet Micha begin het. Van hierdie selfde Micha lees ons in Jeremia 26, veral vers 18 en 19. Ek kan miskien 'n bietjie meer maar rondom gaan lees ook vanmiddag. En dan daar so in vers 18, word hierdie selfde vers, Micha 3 vers 12, van verwoesting en puinhope, word net so herhaal daar in Jeremia. Nou, ek gaan op die woorde wat ek gelees het, maar een kommentaar het gesê, daar is net een vers in die hele Ou Testament, wat net so aangehaal word in 'n ander deel in die Ou Testament. En dit is die vers van Micha 3 vers 12. Hy word net so aangehaal in Jeremia 26. Dan lees ons daar in Jeremia 26 vers 19, waar dat gesê word, wie gaan die woord van die Here gebring, en dan lees ons in vers 19, het Hiskia, die koning van Juda en die hele Juda, dit is dan Micha ooit doodgemaak? Het hy nie die Here gevrees en die Here om genade gesmeek, sodat die Here berou het oor die onheil wat hy teen hulle gespreek het nie? Nou hierdie hy is natuurlik Hiskia. Het Hiskia nie die Here toe gevrees, nadat Micha die woord gebring het en die Here om genade gesmeek het nie, en toe die Here berou gekry oor die onheil wat hy teen hulle gespreek het. Met ander woorde, daar het bekering gekom onder die Here se volk. Selfs die koning het bekeer, toe die profeet Micha die Here se woord vir hulle gebring het. Hulle teruggekeer na die Here toe. En toe die Here nie die ballingskap in hulle tyd in vervulling laat gaan nie. Broer en suster, is alles verbondstaal. Die Here beloof in sy verbond, daarom het ons gesê eintlik is die verbondswet of die verbondswoorde in Exodus, is die verbondswoorde, die Here beloof in sy verbond om ons God te wees, maar die Here eis ook dat ons sy volk sal wees. En saam met die verbond kom ook die dreigemente. Dis ook altyd deel van die verbond. Dit word die 3 B's van die verbond genoem, die beloftes, die bevele en die bedreigings. Daar keer die volk van die Here terug na die Here toe, om weer sy volk te wees, toe Micha die woord van die Here vir hulle bring, die Here se wil vir hulle openbaar. En dan het die Here werklik waar berou gehad oor die onheil wat hy aangekondig het. Broer en suster, dan moet ons nie dink dat die Here nie ernstig was toe hy vir hulle gesê het, hy gaan hulle puinhope maak nie. Ons moet nie dink die Here was nie ernstig nie. Hy was dood ernstig. Hy was heeltemal ernstig, en toe bekeer die volk. En dan besef ons eers werklik hoe groot hierdie wonderwerk was. Hoe groot hierdie wonderwerk was, dat hierdie volk teruggekeer het na die Here. Ons besef eers hoe groot hierdie wonderwerk was, as ons lees verder wat daar aangegaan het by die volk. In vers 1 tot 3 lees ons dit veral. Die leiers en die hoofde van die volk, en die owerstes van die volk, het nie meer die reg geken. Nou hierdie woordjie reg, is 'n belangrike woord in hierdie Micha 3. Hierdie woordjie kom 3 keer in hierdie hoofstuk voor. Dit is in vers 1, in vers 8
en weer in vers 9. Met hierdie woord breek die hoofstuk ook effens vir ons oop. Dis 'n belangrike woord. Wat ons moet onthou met Micha 3 is die woordjie reg. En die leiers tussen die owerstes het nie meer die regte dinge gedoen nie, en hulle het nie meer God reg geken en hom reg, God se reg bedien nie. Hulle moes reg spreek, owerstes, die leiers. Nou, vers 2 se begin beskryf dit dan effens. Hulle was lief vir die slegte en die bose en die kwaad, en die goeie dinge aan die ander kant het hulle gehaat. Die goeie dinge was vir hulle 'n verfoeisel, die goeie dinge om te doen was vir hulle iets haatliks gewees. En dan word daar in vers 2 en 3 op 'n baie visuele manier beskryf hoe die leiers en die owerstes en die regeerders met die Here se volk gemaak het. Die beeld wat hier gebruik word is 'n beeld wat ons almal baie goed ken, is die beeld wat gebruik word wanneer ons 'n dier afslag en wanneer daardie dier geëet word. Dis wat hulle gedoen het met die mense, met die volk. Hulle het hulle velle afgesny en hulle het hulle vleis geëet, en selfs word genoem dat hulle hulle bene opgesny en in stukke gekap het om ook nog self die murg wat daar in die bene is uit te kry. Natuurlik bedoel hierdie nie letterlik nie. Dis nie kannibalisme wat daar gebeur het onder die volk nie. Hier word op 'n skokkende manier beskryf hoe die mense se laaste bietjie murg uit hulle pype uitgewring is. Owerstes en die regeerders en die leiers het die mense brutaal verdruk. En die laaste bietjie lewenssap het hulle van die mense geëis. Partykeer het dit selfs letterlik geword, vers 10, noem dat hulle die stad gebou het met bloed. Was miskien 'n mooi stad met mooi geboue en daar was weelde en rykdom, van mense het betaal met hulle lewens, met hulle bloed. Mense is ingedoen en verarm gelaat, swak, uitgeteer soos wat hulle verdruk is. Ons het stilgestaan by die Here wat sy ballingskap aangekondig het. Dit is nou stilgestaan by die kwaad wat daar was by die volk, wat dit tot gevolg gehad het, of tot gevolg sou gehad het. Nou kom ons by 'n verdere aspek. Natuurlik was hierdie nie die ergste nie. Ons lees elders in die Here se woord, jy word wat jy aanbid. Jy word wat jy aanbid. So hierdie manier van lewe elke dag deur die leiers, al wat dit was eintlik maar net 'n weerspieëling van hulle teologie. Dit was eintlik maar net 'n weerspieëling van hulle godsdienst. Dit was eintlik maar net 'n weerspieëling van die God wat hulle aanbid het. Dis wat hulle alledaagse lewe was. Dit was 'n weerspieëling van hulle godsdienst, van dit wat hulle aanbid het. Broers en susters, ons moet hierdie baie mooi raak sien. Hierdie mense se alledaagse lewe was 'n uitvloeisel van hulle teologie. Hulle alledaagse lewe was 'n uitvloeisel van hulle leerstellings, van die leerstellings van hulle geloof. Dit was 'n uitvloeisel van dit wat of waarin hulle geglo het. Jy word wat jy aanbid. Jy gaan lewe soos dit wat jy aanbid. Dan besef ons onder die volk was die probleem baie groter. Godsdienst het vir die Here se volk kommersieel geword. Godsdienst het 'n ekonomie geword. Hulle godsdienst het 'n besigheid geword. As die geld gevloei het, sê vers 5 en weer in vers 11 word dit ook genoem, dan was daar vrede verkondig. Dan was God se vrede verkondig en die Here se seëninge is vir die mense uitgespreek as die geld gevloei het. As daar niks geld gegee is nie, dan het hulle 'n heilige oorlog verklaar teen daardie mense. Dan is God se wraak en sy straf aangekondig oor daardie mense. Broer en suster, sien jy hoe belangrik dit is dat godsdienst nie oor geld mag gaan. Natuurlik moet ons aan die ander kant ook baie mooi vashou dat elke sent wat ons ontvang van die Here af, elke sent is 'n geskenk van hom af en is 'n groot verantwoordelikheid wat met
elke sent saam om dit te gebruik tot sy eer. Ons is maar net rentmeesters en onderkonings. Dis syne, elke sent is syne wat ons vir hom moet bestuur, vir hom moet bestuur. Broer en suster, geld en godsdienst saam kan ook 'n groot gevaar word. Broer en suster, jy moet nooit dink, jy betaal die Here vir sy evangelie. Dit sal 'n baie groot fout wees. Jou kollektegeld hierso is nooit 'n betaling vir die erediens of die preek nie. Ons kan die kollekte wat ons nou nie uit, as ons by die deure is, sal ons nou die, of word die kollekte afgestaan. Maar daai kollekte kan ons ook afstaan, goedskiks ook vroeër in die erediens. Na die wet kan ons ook die kollekte afstaan. Dit gaan nie oor dat dit 'n betaling is vir die evangelie of vir die preek nie. Nog meer, jou dankoffer elke maand is nooit 'n betaling vir die erediens van elke week nie. Is nooit 'n betaling vir die kerk nie, is nooit 'n betaling vir die predikant nie. Jy is verseker, ook nooit 'n betaling vir jou plek in die hemel nie. Broer en suster, moet dit mooi word. Ons dankoffers is nooit 'n betaling vir ons plek in die hemel nie. Daarom is die woord dankoffer so 'n mooi woord. Is niks anders as net 'n offer aan die Here van dank. 'n Bydrae gee mens by die golfklub of by die ander klubs waar mens aansluit. Dis bydrae. By die kerk gee ons 'n dankoffer. Dis 'n offer van dank aan die Here uit dankbaarheid vir sy oneindige gunste en gawes. Inderdaad, elke sent van ons inkomste net die Here toe, dis sy geld. Geloofsgeliefdes, die predikant kry ook nooit 'n salaris nie. Dis ook nou baie prakties, maar ek word nooit betaal vir my werk nie. Ek as predikant nou word nooit betaal vir my werk nie. Hoe kan daar ooit 'n prys geplaas word op die evangelie en op die woord van die Here? Predikant word versorg en in die lewe onderhou sodat hy kan werk. Dalk nog baie meer prakties. 'n Predikant word ook vooruitbetaal. Aan die begin van elke maand vir die maand se werk. Want ek word nie vir my werk betaal nie. 'n Predikant word onderhou, versorg, sodat hy kan werk. Dit is dat alles moet in die stryd gewerk word, te verhoed dat die kerk ooit besigheid word, of ooit as 'n besigheid gehanteer word. Want die bruidegom van die kerk, ons Here Jesus Christus, sy werk en sy offer kan nooit voorbetaal word nie. Nooit. Die werk van God en sy kinders, moet soos dit werklik prysloos. Dis onbekostigbaar. Ons God kan nooit aan geld gekoppel word nie. Wat het gebeur by die volk van die Here? Die volk van die Here, miskien meer die oorstes, die leiers, maar dit het natuurlik oorgespoel na die hele volk toe. Hulle het die regte ritueeltjie gedoen hier en daar. En hulle het die regte woord miskien gesê hier en daar. En toe het hulle gedink, dis hulle godsdienst. En toe was hulle vasoortuig dat die Here in hulle midde is. Vers 11 sê dit baie duidelik. Hulle was vasoortuig dat die Here in hulle midde is. Die Here is aan ons kant, sou hulle gesê. Ballingskap nooit nie, sou hulle sê. Dit kan nie, dis onmoontlik. Hoekom? Hulle gedink hulle kan die Here manipuleer. Dit is altyd goed om 'n God te hê, vir as dinge bietjie swaar gaan. En so het hulle seker gemaak dat hulle die Here dan nog aan 'n lykie hou, en die regte ritueeltjie te doen hier en daar, en die regte ding te sê hier en daar. Hulle wil dan net nie die Here verloor nie.
Suster, kan jy sien hoe maklik dit is om 'n denkbeeld van God te skep in ons koppe? Na die skokkende verse 2 en 3, lees ons seker iets wat nog meer skokkend is. Nadat daar gelees word van hulle vleis en hulle velle wat afgetrek word en hulle bene wat in stukke gekap word, lees ons, dan sal hulle die Here aanroep. Mens staan verstom om te lees dat die leiers en die owerstes van die volk, wat die volk so afgeslag het, nogtans die Here aanroep. Verbuisterend. Maar dat hulle die reg heeltemal vergeet het. Ek sê vers 9 dat hulle van die reg afskeer het. Hulle het die regspraak geminag, hulle het dit verpes. Die regte dinge doen het hulle verpes. Onreg was vir hulle plesier gewees. Dan kom doen die Here 'n aangrypende ding in hulle midde. Hy kom en hy wek 'n man op in hulle midde sy woord. Die Here is sy woord te bring. Vers 8. Die Here kom met sy Heilige Gees en hy maak 'n man in hulle midde vol met sy Heilige Gees. En dan lees ons in vers 8, daar's 3 dinge wat hier uitvloei. As reg, hy is vol met die reg, en dan lees ons ook die ander 2 wat bietjie saamgaan, hy is vol met krag en heldermoed. Hoor jy dit weer, broer en suster, die leiers en die hoofde het die reg verafskie, hulle het dit verpes die reg, dan kom die Here juis en hy wek die reg op in hulle midde. Want God is 'n God van reg. In Deuteronomium 1 vers 17 het hy dit alreeds aan sy volk geopenbaar, alreeds in Deuteronomium. Julle mag in die reg nie partydig wees nie, julle moet klein sowel as groot aanhoor, julle mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van God. Jesaja 30 vers 18 sê ongeveer dieselfde, want die Here is 'n God van die gerig. Die Here is 'n God van regspraak, hy het die reg lief. Suster, dit so is daar een groot ding wat ons mooi moet vashou, en dit is dat reg en verkeerd gaan altyd terug na God se karakter. Dis waar die oorsprong van reg en verkeerd in hierdie wêreld enigstens sin maak. As dit teruggaan na God se karakter toe, as ons dit terugvat altyd na God se karakter toe, dis waar reg en verkeerd vandaan kom. God is self 'n God van reg, en daar kan geen verkeerd in hom wees nie. Reg. Maar saam met die reg is daar by Micha nog iets. Daar is by Micha ook krag, deur die Gees in hom gewek, krag en heldermoed. Nou 'n Franse filosoof, Blaise Pascal, miskien het jy al van hom gehoor, hy het al seker 300 jaar gelede die volgende woorde gesê: geregtigheid sonder mag is magteloos. En mag sonder geregtigheid is tirannies. Geregtigheid en mag moet saam verbind wees, sodat wat regverdig is ook kragtig is, en wat kragtig is ook regverdig is. Ek sê weer die begin, geregtigheid sonder mag is magteloos. En mag sonder geregtigheid is tirannies. Weet jy, broer en suster, is omtrent presies dieselfde wat ons lees in Psalm 89 vers 14 en 15. Vers 14 sê, U het 'n arm met mag, U hand is sterk, U regterhand is verhewe. Net sê vers 15 hier aan geregtigheid en reg is die grondslag van die troon. Broer en suster, sien jy alreeds vorentoe? Sien jy die wonder van 'n man wat God vervul het met sy Gees?
En hy bly vir die eerste keer op 'n man, hy bly permanent, vir die eerste keer op 'n man op hierdie aarde. En daardie man is Christus. En wat doen hy? Hy is Jesaja se lydende knegg, wat gekom het. Die boek Jesaja profeteer telke male van 'n lydende knegg. Ons kan sê, dis 'n werker wat baie gaan ly. Dis waarvan Jesaja telke male profeteer. En ons lees in Jesaja 42 vers 1, daar is my knegg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehaag. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. En dan is dit glad nie opvallend as ons presies dieselfde woorde lees in Matteus 12 vers 18. Hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy is die vervulling Christus, is die vervulling van Jesaja se knegg, wat die reg aankondig vir die nasies. En dan net 2 verse later in Matteus 12 vers 20 lees ons, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n lamp wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Broer en suster, as Christus 'n jaar of 2 later onregverdig geoordeel word tot die straf van die kruis, dan kan dit nie anders as dat ons een groot aspek raak sien. En dit is, daar aan daardie kruis word daar aan die reg van die Vader God voldoen. Daar aan daardie vloekhout kom die reg tot oorwinning. Daar, juist daar, aan die kruis word daar aan die reg van God voldoen. Natuurlik is dit onmoontlik. Sou dit onmoontlik gewees het om aan hierdie reg te voldoen sonder krag en heldenmoed. Hoe word hierdie kind en hierdie seun alreeds in Jesaja gedoen? Ken die woorde van Jesaja 9 en 11. Wonderbaar, raadsman, sterke God. Dan sien ons dit op hierdie aarde, as Christus op hierdie aarde rondwandel, dan gaan al groot krag van hom uit en hy maak baie mense gesond, soos wat die krag van hom af uitgaan. Maar dan is dit juist so besonders, die Gees wat deur Paulus vir ons wys, dat God se groot krag ken dit, by die kruis is. Vir die wat verlore gaan, is die kruis dwaasheid, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis op die kruis waar ons God se groot krag sien. Daar waar die reg bedien word, daar waar die reg ook uitgedien word. Seun van God voldoen aan die reg op daardie houtpaal. En hy wys sy uitnemende krag deur 'n asrowende vloek te dra wat op miljoene mense gerus het, wat op 'n ontelbare menigte mense gerus het. Daardie vloek opdraai. Voldoen aan die reg. Christus die krag van God en die wysheid van God. Broer en suster, die Gadree is eintlik 'n groot verkondiging van Christus aan ons. 2 keer lees ons in vers 4 en vers 7. Is ook soveel meer eintlik in hierdie hoofstuk waar ons by kan stil, maar ek noem dit net kortliks. In vers 4 en in vers 7 lees ons dat God hulle nie sal antwoord nie. En dis die straf wat Christus ondergaan het. En belangrik, Christus het dit nie ondergaan omdat hy nie getrou was nie, nie omdat hy nie goed genoeg was nie. Hy het dit nie geondergaan dat sy vader hom nie geantwoord het nie, omdat hy te veel onreg gedoen het nie, omdat hy te sleg was nie, geensins broer en suster, hy het dit nie verdien nie. Hy hang op daardie kruis, dan roep hy uit, dan antwoord sy vader hom nie. Hy is in die plek van 'n wêreld vol sondaars wat God verloor en verlaat. En 'n wêreld vol onreg. 'n Wêreld wat die reg haat, wat die goeie dinge haat en die slegte dinge liefhet. Dis hoekom hy daar hang en nie geantwoord word deur sy Vader nie. Dis hoekom hy nie geantwoord word op daardie kruis nie. Dan staan hy op. Dis nie 'n dooie Here nie. Hy het die reg, 'n wêreld vol sondaars wat God verloor en verlaat. En 'n wêreld vol onreg. 'n Wêreld wat die reg haat, wat die goeie dinge haat en die slegte dinge liefhet. Dis hoekom hy daar hang en nie geantwoord word op daardie kruis nie. Dan staan hy op. Dis nie 'n dooie Here nie.
dien en kom uitdien, en dan staan hy op, en hy vaar op, en as hy opvaar, dan verdwyn die reg van hierdie aarde af. Nou moet ons nie dink, die reg is nou weg van hierdie aarde af, die broer en suster. Hy gaan weg, en dan kom die trooster, en dan sê Johannes 16 vers 17, hy stuur sy trooster na ons toe, en sê Christus, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en geregtigheid, en oordeel. Gees van Christus, wat Christus gestuur het, en wat die Vader gestuur het, soos ons vanoggend bely het te sê, die Gees wat Christus en die Vader gestuur het, hy oortuig steeds van geregtigheid. En is in hierdie Gees wat ons werk, broer en suster. Is in hierdie Gees se krag wat in ons werk, wat ons kan gaan leef as liefhebbers van die goeie en as haters van die slegte. Ons kan gaan lewe in 'n lewe wat geken word deur 'n liefde vir geregtigheid. Dis hoe ek en jy kan gaan lewe. Ons hoef nie omkoopgeskenke te gee nie. Ons hoef nie die reg te koop met geld nie. Dis nie wat Christus was en is nie. En dis ook nie wat sy Gees is, die werk en doen in ons, wat in ons woon nie. Ons hoef ook nie ons naaste onreg aan te doen nie, want ons kan niks by hulle kry wat enigstens naby kan kom aan die reg wat in ons gedoen is in Christus nie. Niks. Wat ons by enige iemand kan kry, kan voldoen, kan enigstens naby kom aan dit wat Christus deur sy reg in ons gedoen het nie. Gaan wees lief vir die reggeliefde. Gaan wees lief vir die regspraak. Want ons God wat ons dien, is 'n God van die gereg en van die reg en van geregtigheid. Amen. Ons antwoord op die woord, juis met die woord. Dan sing ons Psalm 79, waarvan sing ons die eerste en die tweede en die derde strofes. Psalm 79, 1, 2 en 3, daarna gaan ons saam. Vader, die wat almagtig, barmhartig en getrou is. U is ook die God van wraak.
die God is van liefde. U is liefde en U is wraak. Dit sien ons uitstek op die kruis. Waar sien ons die liefde? As U wraak, toorngloed uitstort, die eie seun, Christus, ons verlosser. Mag ons U reg ken, o Here. Ons bely dat ons so maklik denkbeelde van U skep en maak, uitdink in ons koppe. Kom met die woord. Help ons dat ons sal bekeer. Lei ons, dat ons die reg sal ken, sodat ons die reg ook kan dien, en sodat ons reg sal lewe elke dag, elke oomblik van die dag. Hier het aan ons geleer, o Here, as ons U nie reg ken, sal ons lewe dit ook weerspieël. Ons word, ons dien. So pleit ons deur die Gees dat U sal werk in ons, dat ons U reg sal ken. Ons Vader, ons bid vir die treurendes, mag hulle U sien. Mag ons veral treurende oor ons sonde, en kom genees ons met U self, o Here. Ons bid en ons dra vir elke diaken aan U op, o Here. Maak hom 'n voorganger in U gemeente, U kerk. Maak elke diaken 'n voorganger wat U bly maak. Skenk wysheid en insig in hulle groot roeping en die liefdesdiens. Die heers oor die liefdesdiens in hierdie gemeente van U. Bid vir elke ouderling. Wil hom met U woord. Mag elke heilige hier in die kerk opgebou word in Christus, ons hoof. Mag ons elkeen opgebou word in Christus, ons hoof. Bid vir elke suster. Mag elke suster bedien in Christus en vervul word met die Gees om mekaar op te bou in 'n kosbare roeping. Dankie dat ons hier in die erediens mag saam wees. Dat U ons so seën dat ons mag wees sonder dat ons vervolg word. Mag ons die groot gawe hiervan nooit vergeet nie. Lei ons in hierdie dag. Mag wat ons dink en sê en doen op hierdie opstandingsdag, op U dag, so wees dat U verheerlik word. Ons bid hierdie in Christus se naam. Amen. Psalm 147 gaan ons saam sing daarvan die 4de en die 5de vers. Psalm 147 vers 4, die laaste deel sing ons: maar hulle alleen kan hom behaag wat nederig na sy sterkte vra, nederig na sy krag vra. En hoe dit ook mag teer, hoe dit ook mag gebeur, hom vrees en op sy goedheid hoop. Vers 5, laat nou jou stem, o Salem, reis, o Sion, wil jy die Here prys. Hy dek jou dig vir slag en stoot. Dit sê, die Here maak die stad en sy mure en sy deure sterk. Dis wat hierdie woorde beteken, hy dek jou dig vir slag en stoot. Kom ons sing Psalm 147, vers 4 en 5.
Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Dankie my skat.